My liewe vriende, ek wil vir jou nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons is in 2 Petrus hoofstuk 3. Ons gaan saam lees vanaf die 3de tot en met die 13de vers. Hou jou Bybel by jou oop op jou skoot, ons gaan so 'n bietjie rondblaai. Ek wil so 'n bietjie wikkel vanmôre omdat daar 'n klompie belangrike dinge is wat ons graag in die tyd met u wil afhandel. 2 Petrus hoofstuk 3 vers 3. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. En sê, waar is die belofte van die wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde, wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is, en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat eendag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat ons moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en sy werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, dat wat die koms van die dag van God verwag, en verhaas waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n aarde waarin geregtigheid woon. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ek wil vanmôre voortgaan met ons reeks oor die woord van die waarheid regsny, en vanmôre stil staan by 3 verskillende aardes en hemele waarvan die Bybel praat, en fokus vanmôre op die skepping en die verwoesting van die toenmalige aarde, soos Petrus dit dan nou beskryf. Ons geleesde gedeelte bied Petrus 'n oorsig oor duisende jare. En as ons na die Bybel kyk en na die verloop van dinge kyk, kan dit dalk nog langer as duisende jare wees. Hy praat van 3 uitsonderlike gebeurtenisse. Hy praat van 'n toenmalige aarde, wat hy sê uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Let op dat hierdie aarde deur water oorstroom is, en dat hierdie eerste aarde dan vergaan het. Dan praat hy van 'n teenswoordige aarde, en hy sê die hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en verderf van goddelose mense. Dan praat hy van 'n teenswoordige aarde,
En dan sluit hy die gedeelte af met 'n derde, en hy sê, ons verwag dan, volgens die belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. So aan die ander woorde, Petrus noem en hy praat van 3 verskillende aardes, toenmalig, teenwoordig en toekomstig. Ek het vinnig die kaart vir julle gegee op die groepie, en ek wil hê ons moet nie in detail gaan nie, maar ek wil hê dat jy moet fokus dat daar hierdie 3 aardes van Petrus opgedeel word in 'n gedeelte wat voor, ons gaan nou dit vir u verduidelik, voor hierdie huidige skepping is, dat ons dan huidiglik op 'n teenswoordige aarde lewe, en dat hy praat van 'n toekomstige aarde, en ons gaan meer detail vir u gee sodat ons vorder oor die gebeure en die dispensasies wat dan plaasvind gedurende ons leeftyd op hierdie aarde. As ons kyk na die eerste skepingsverhaal, dan begin die Bybel se openingswoorde met 'n baie indrukwekkende stelling. Blaai vir my en maak oop by Genesis hoofstuk 1 vers 1. Indrukwekkende stelling. 2 dinge word daar genoem, en wat ek wil hê jy moet ook sien wat elke evolusieteorie dadelik vernietig. 2 dinge sê die eerste vers van hierdie Bybel. Daar is 2 dinge nodig vir 'n skepping. Die eerste is, hy sê, daar moet 'n skepper wees. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Dis punt 1. Punt 2 is, daar moet 3 dinge in plek wees om te kan skep. Die eerste ding is, daar moet tyd wees. En Genesis 1 vers 1 antwoord, in die begin. Die tweede ding wat in plek moet wees is materie, dit wat God gebruik om te skep. Sê dit, die tweede punt is, het God geskape. So daar was iets wat God gebruik het, en daar was iets wat God uit niks uitgemaak het. Maar daar moet materie wees. Die evolusieteologie sê, daar was niks, en daai niks het ontplof en iets gemaak. Die derde ding wat daar wees is, daar moet spasie wees. En Genesis 1 vers 1 sê, het God die hemel en die aarde gemaak. Kom ons blaai bietjie vinnig terug na Petrus se verduideliking van die skepingsverhale. Ons gaan terug na die geleesde gedeelte. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 5, want moedswillig, die ouens wat nou sê, daar is nie 'n wederkoms nie. Hy sê, want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele en 'n aarde was, wat uit water, deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur hierdie toenmalige wêreld met water oorstroom, let op, en vergaan het. Ons gaan nou kom by die Noag teologie, of die Noag sonvloed teorie. Die vraag is, wat kon gebeur het, dat dit wat eens geskep was, vernietig geword het? Want Genesis 1 vers 1 en 2 maak hierdie stelling, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg. Ek wil hê jy moet luister en jy moet kyk wat daar staan. Hy sê in die begin het God geskape. Vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg.
Kyk die woorde. Jeremia en Jesaja maak uitsprake, en ons gaan dit nou lees, dat die doel van God was met sy skepping, dat die aarde nie woes en leeg moes wees nie. Ons gaan dit nou lees, maar ek wil hê jy moet raak sien, dat God se plan met die skepping is dat dit wat hy geskep het, nie woes en leeg moet wees nie. Daar's 'n ander siening, wat ons ook hier wil net vir jou noem, dan want jy gaan dit, as jy hierdie goed navors, gaan jy hierdie teorie ook nakom. Die teorie meen, dat vers 1 van Genesis 1 vers 1 bloot 'n stelling is. God sê, of die teorie sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En vers 2 verwys net na die oorspronklike toestand van hoe dit was voor God geskep het. Maar ek wil hê jy moet let daarop, dat toe hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, en daai skepping was woes en leeg, dan lyk dit, en ek wil hê jy moet mooi kyk, en ek gaan nou vir jou verder vat, die probleem egter, wat dit lyk is dat God dan moes herskep het, as hy praat van 'n aarde. Want as daar niks was nie, kon hy dit nie aarde genoem het. Hou kop. Wat beteken dat daar, en ek wil die woord gebruik, 'n vorige skepingswonderwerk was. Want soos ek sê, die woord aarde word gebruik. So daar het iets gebeur. Wanneer ons hierdie teorie bevraagteken, dat dit bloot net 'n stelling was, en 'n oorspronklike toestand wat hierdie ouens sê, en Kent Hovind, Amerikaanse prediker, hy was 'n skool, hy het wetenskap gegee, en hy het nou in Kalifornië, het hy, of in Florida, het hy hierdie skool wat hy mense oplei, wat teen die evolusie-teorie is, maar hy glo dat die dinosourusse saam met Noag op die aarde was. En dis die oorsprong van hierdie teorie. Wanneer ons hierdie teorie bevraagteken, dan sal hierdie ouens vir ons sê, dat die dinosourusse ook binne die skepingsverhaal was van Adam en Eva, wat net meer vrae ontlok. Want, soos ek sê, as ons nou vanmôre vir mekaar moet sê, en ek wil hê jy moet aanneem, ons het niks om dit teen te bewys nie. Carbon dating, of hy nou goed is, en of hy nou vals is, of hy nou wat is, wetenskaplikes grawe fossiele op, wat volgens hulle berekeninge honderde duisende jare is. Ek kan dit nie weerspreek nie, want ek het nie data wat sê dat dit nie die waarheid was nie. En ons albei was nie daar nie. Maar, as ons nou verder gaan, hoop ek jy gaan raak sien, dat as ons die toenmalige wêreld sien, dat daar iets gebeur het wat hierdie skepping vernietig het, dan kan ons plek maak, as ons die Bybel glo, dat hulle wel duisende en miljoene jare terug kon gewees het, maar nie op hierdie fisiese skepping wat ons nou is nie. Want Jesus sê self, dat Adam die eerste mens was. So hou dit in gedagte. Wanneer ons egter na die skrif kyk, dan lyk dit, en ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek sê, dan lyk dit, dat daar 'n gaping kan wees, tussen Genesis 1 vers 1, en Genesis 1 vers 2, wat dalk duisende jare kan wees. En ek gaan nou vir jou verduidelik, so loop net saam met my. Kom ons begin by die heel eerste skepping van die aarde, as ons nou Petrus se toenmalige, teenswoordige en toekomstige aarde nou as basis gebruik. Hierdie era wat ons nou verlede week vir u begin het. Ons word gekonfronteer
met 'n stelling wat ons nie verby kan blaai nie, sonder om daaraan aandag te gee, of dit iewers op die tydlyn van God te plaas nie. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En hy gebruik, en as ons nou oor 2 weke kom by Genesis 1, die teenskepping van die teenswoordige aarde, gaan ek vir jou wys, dat daar 2 verskillende woorde telkens gebruik word vir die woord skep en laat daar wees, toe God geskep het. 2 baie belangrike woorde, wat ons moet raak sien en verstaan. Dit is belangrik om te fokus, dat in Genesis 1 vers 1 die woord hemel in die enkelvoud geskryf is, en Petrus praat van hemele en 'n aarde. Ander plekke, soos ek sê, praat dan van hemele en van aardes. Ons moet dan ook noem dat lank voor die wetenskap daar was, het die Bybel baie duidelik onderskei tussen 3 hemels en 'n aarde. En ek gaan dit vinnig vir jou wys. Eers baie lank later het die wetenskaplikes die hemelruim opgedeel in 'n atmosferiese hemel, 'n sterrehemel en die woonplek van God. Maar Paulus het dit baie lank voor dit reeds gesê. As u 2 Korintiërs 12 vers 2 tot 4 lees, dan sien ons Paulus word gestenig en hy beleef 'n skyndood. En ons lees dat hy sê, hy weet van 'n man wat opgeruk is tot in die 3de hemel en onuitspreeklike dinge gehoor en gesien het. So Paulus sê al in die Korintiërbrief, nog voor die wetenskap die indeling maak, dat daar 'n atmosferiese sterrehemel en die woonplek van God is, wat hy noem dit die derde hemel. Dis waar hy die verborgenhede gesien het, wat hy sê hy nie van kon gepraat het. So tussen hakies, Paulus deel 7 verborgenhede met die heidene of dan die nie-Jode, wat ons in Romeine en tot by Filemon lees, wat ons met die tyd met jou gaan deel. Kom ons gaan vinnig terug na Genesis 1. Hy sê, in die begin is die hemel en die aarde geskep. Vers 2 sê, en daardie aarde was woes en leeg. As ons nou net die teksvers lees. Uit ander verse in die Bybel, ons gaan nou daarby kom, sal ons sien dat woes en leeg ook vertaal kan word met woes en leeg geword. En ek gaan nou vir jou verduidelik. 'n Paar dinge is hier belangrik wat die Bybel nie vir ons in tyd insit nie. Die vraag is, wanneer het die opstand, die rebellie en die val van Satan plaasgevind? Want u sal sien, as u daarby kom, dat sonde reeds op die aarde teenwoordig was, toe God Adam en Eva geskep het. Sonde het nie gekom toe Eva en Adam van die vrug geëet het. Adam en Eva is in Genesis 3 verlei deur 'n bose wese, in die vorm dan wat ons sien, die slang, wat met die vrou onderhandel het, en vir haar gesê het dat God nie die waarheid praat nie. So aan die ander kant, die bose was reeds op die aarde teenwoordig, toe God hierdie teenwoordige aarde geskep het, waarvan Jesus self sê, Adam die eerste mens was. So, iewester moes die duiwel sy plek op die aarde gekry het. Want jy gaan nou sien, hy was 'n engel, met die lam Lucifer. OK, kom ons fokus nou op vinnig net die oorspronklike
of dan soos wat Petrus dit noem, die toenmalige aarde. Of dan die pre-Adamiese of die voor-Adam skepping. Ons het geen bewyse en ons het geen detail van hoe dit daar gelyk het nie. Die Bybel sê net dat daar was 'n toenmalige aarde en Genesis 1 sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape. So aan die ander woorde, Genesis 1 vers 1, Genesis 1 en 2 verwys na die verre verlede waar 'n skepingsmoment plaasgevind het. Want Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 5, want daar was van lankal af hemele en 'n aarde wat uit water, deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur hierdie toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Kyk, verwys hierdie skepping wat dan vergaan of vernietig is, dan na die sonvloed. Dit kan nie die sonvloed wees nie. Vir die eenvoudige rede is, dat die aarde is deur water oordek. En dit wat op die aarde was, het gesterf. Daar het niks in die hemele gebeur. Of die sonvloed het niks aan die hemele verander nie. En toe die water terugsak, het die plante weer gegroei. Want die diere is uit die ark uit, en hulle het weer van die plante begin eet, en daar het God vleis vir die mens as voedsel gegee. Eers daar het die mens begin vleis eet. So, net terloops, dat hierdie vergaan en vernietig van hierdie toenmalige wêreld nie die sonvloed kan wees nie. Nou, wat het dan gebeur dat hierdie toenmalige wêreld vergaan het? Daar's baie min inligting beskikbaar en daar's min redes. Jy moet onthou dat die Bybel nie 'n wetenskaphandboek is nie, wat antwoorde bied op al die vrae wat ons sal hê nie, maar eerder 'n brief van God se plan met die mensdom, wat hy stelselmatig en progressief aan die mens geopenbaar het. Nou, ons het nou al baie gepraat oor hoe die dinge verander het, waar ons vandag kom en 'n groter evangelie plan het en boodskap en verantwoordelikheid het, as wat Adam en Eva aan die begin gehad het van jy mag nie van die boom eet. Alles gaan oor gehoorsaamheid, maar die uitbreiding van die verhouding met God en die pad wat die mens met God moet loop, is baie anders, alhoewel dit dieselfde aanloop het as wat God vir Adam en Eva gesê het en wat God in die Nuwe Testament vir ons vandag sê. En dis belangrik dat ons as Bybellesers die woord van die waarheid reg moet sny. As ons dan nou stil staan en ons moet aanvaar dat daar tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 iets gebeur het, dan moes hierdie toenmalige aarde wat vergaan het, 'n chaotiese aarde geword het, as hy woes en leeg geword het. So, kom ons gaan bietjie soontoe. God het nooit geskep met die doel dat die skepping vernietig sal word of na 'n woesterny sou terugkeer nie. Daarom moes daar iets baie groots gebeur het. Die skepingsverhaal wat ons lees, is dan soos ek sê, 'n moontlike herskepping, omdat ons merk dat, soos gesê het, sonde reeds op die aarde was, toe Adam en Eva geskep is. Jesaja 45, vers 18 en verder lees ek die volgende. Hy sê, want so sê die Here, wat die hemele geskaap het. Hy is God, wat die aarde geformeer en dit gemaak het. Hy het dit bevestig. Hy het dit nie geskape om woes en leeg te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word.
Ek is die Here en daar is geen ander nie. So God, Jesaja sê, God het nie geskep dat die aarde moes verwoes word. So die aarde is verwoes as gevolg van 'n gebeurtenis wat buite, en ek wil nou versigtig sê, jy moet nou nie sê, as ek sê buite die plan van God, dat die sondeval en die val van Satan God nie van geweet het nie. Maar die plan wat God gehad het, is dat die aarde moes bewoon gewees het. Dit was sy plan. Jeremia 4, vers 23 en 24 sê, en ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg. Ook na die hemel, en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud. Vers 25, ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg, en ek het gekyk na die land van die tuine, dit was 'n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy torengloed. So iets het God vertoren, dat hy tot hierdie daad oorgegaan het. Dit is belangrik dat ons in ander dele sal gaan kyk wat die rede was vir die vernietiging dan van die toenmalige wêreld. Blaai saam met my. Nou wil ek hê jy moet 3 gedeeltes, en ek het gevra dat u hierdie 3 gedeeltes in die week sal lees. Jesaja 14. Hou jou vinger by Jesaja 14, Esegiel 28 en Openbaring hoofstuk 12. Wat het gebeur dat die toenmalige wêreld vernietig is, sodat toe God dan in Genesis 1 vers 3 begin het met die skepping van hierdie teenswoordige aarde, dat die bose alreeds op die aarde teenwoordig is. Jesaja 14. Ek hoop julle het dit gelees. Hy sê, hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Hoor nou, vers 13. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ons weet nog nie die naam nie. Maar wat sien ons hier? Ons sien dat iemand in vers 12 geval het. Ons sien dat iemand in vers 12b verslaan is, neergeslaan is. Ons sien in vers 13 die rede hoekom hierdie wese vernietig en neergeval het en verslaan is, dat hierdie wese het 'n uitspraak gemaak en gesê, ek wil opklim in die hemel en ek wil my troon verhef bo die sterre van God. Hoekom het ek nou gesê dat die Bybel pertinent klem lê op 3 hemele? 'n atmosferiese hemel, waar ons asemhaal, waar ons voëls vlieg, waar ons reën vandaan kom. 'n sterrehemel, waar die planete is, en 'n derde hemel volgens Paulus,
die woonplek van God. Want hierdie wese sê, ek wil opklim in die hemel en my verhef en my troon plaas bo die sterre van God. So waar wil hierdie wese heen? Bo kan die atmosferiese, bo kan die sterrehemel. So waar wil hy wees? In die teenwoordigheid van God. Hou dit in gedagte. Ons gaan aan. Vers 14. Hier kan dit nou detail kry. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. So wat sê hierdie wese in vers 14? Ek wil my aan God gelykstel. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. Lucifer was 'n engel wat God geskaap het, wat verantwoordelik was vir die aanbidding van God. Hy was die hoof, as ons dit nou sou sê, van die serafs, wat in Jesaja 6 dag vir dag in die teenwoordigheid van God is, en al wat hulle doen is, hulle sê heilig, heilig, heilig is die Here God van die hemel. Hy was die aanbiddingsleier. En Lucifer het die aanbidding gesien en die toewyding gesien van hierdie hoog verhewe engele en besluit ek wil aanbid word. Hoe verlei hy Adam en Eva? Jy kan jou eie God wees. God lieg vir jou om hom te gehoorsaam. Jy kan maak wat jy wil. Kyk, so, hierdie wese, en ons noem hom dan nou Lucifer, en ons gaan nou sy naam sien, wil hom gelykstel aan God, en hy wou, hoor nou mooi, 'n beter plek gehad het, as wat hy gehad het. Die skepingsorde was, God, engele, en hy was deel van die engele. Toe besluit hy, ek wil my verhef, so ek wil 'n beter plek hê. Hoekom dink jy, het die duiwel, toe die mens geskep is as die kroon van sy skepping, met die herskepping op die teenswoordige aarde, hoekom het die duiwel die mens in sonde ingelei? Want toe hy in opstand kom, en ons gaan nou dit sien, toe hy in opstand kom, toe staan 'n geveg in die hemel, en Lucifer en sy engele word uit die hemel uitgewerp. En die duiwel kry nou 'n slegter plek, want dis nou God, die gehoorsame engele, en die gevalle engele. Toe skep God die mens. En Psalm 8 sê, God skape hierdie mens na sy beeld en na sy gelykenis, en hy sê in Psalm 8, hy skep hom as weinig minder as 'n goddelike wese. So wat is die orde nou? God, die engele, wat gehoorsaam is, wat nou as dienende geeste aangestel word vir die mens, die gevalle engele. Wie val Satan aan? Hy val die mens aan, want as die mens sondig en hy onderwerp die mens, dan verbeter hy sy posisie. Want hy is uit die hemel uitgewerp, hy het sy plek verloor. En dis waarom die fokus op die verleiding van die mens kom.
Want God skep 'n wese wat soos God na sy beeld en na sy gelykenis kan funksioneer, wat volmaakte kennis het, wat alles ken, wat reg en verkeerd ken. En die duiwel mislei hulle deur te sê, God hou iets van jou weg, hy wil hê jy moet aan hom ondergeskik wees, hy wil nie hê jy moet hê wat jy hê nie, jy kort iets. En ons weet, Adam en Eva doen sonde. En hier word Lucifer, met die val van die mens, en die mens nou aan Satan onderworpe, is Satan nou verhewe, deur die mens te laat val in 'n beter posisie. Maar kom ons gaan aan. Jesegiel 28, gaan na die volgende teksvers. 28 vers 12. Hy sê mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here. En nou verduidelik die Here, die Gees van God aan Esegiel die oorspronklike toestand van Lucifer. Hy sê, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jesegiel 28 vers 12. Vers 13, jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karnieul, topaas, jaspis, chrysoliet, onyx, sardonicus, safier, karbonkel, smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Tot die dag, op die dag toe jy geskape is hulle berei. Dit was die toestand of die skepping, so het hierdie wese gelyk. Vers 14, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskud. Onthou jy die Jesaja 6 se heilig, die Engels praat van die serafs, of die Afrikaans praat van die seraf, die Engels praat van cherubim. Sê jy was 'n gerub, en ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God was jy. Hy was die hoof van die aanbiddingsengele. Jy het gewandel tussen die vurige gesteentes, jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld vervul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gerub wat beskud. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Vers 18, Jesegiel 28. Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig, daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan, dit het jou verteer.
Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou sien. Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou. Jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Kom ons gaan na die laaste teksvers. Openbaring hoofstuk 12. Ons sal op 'n stadium bietjie meer tyd spandeer aan Openbaring 12, omdat daar 'n baie belangrike detail is wat u moet verstaan, maar ek wil net die verhaal met jou deel. Openbaring 12 praat van die geskiedenis van die volk Israel reg deur die eeue, die geboorte van die Here Jesus, die aanslag wat Satan op sy godheid gehad het om hom te vernietig, en hoe hy deur God weggeruk is, hemel toe geneem is. En wat dan in die hemel gebeur het, voordat die mens geskep is. Ek lees vir jou, Openbaring 12 vers 1. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou, sy's die tipe van Israel, en ons gaan, u vat nou in my woord hiervoor, ek sal dit vir u verduidelik, dat u nou, ons het nie tyd nou vir die detail nie, ek wil by die val kom. 'n Vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete. Ek wil net vinnig ontbreek. Josef droom, en hy sien dat die son, maan en sterre voor hom buig. En dis die beeld van hierdie vrou, 'n tipe van Israel. En op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, die 12 stamme van Israel. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Kyk, hierdie vrou, die son beklee, maan onder haar voete, is swanger. Ons gaan nou sien met 'n manlike kind. 'n tipe van die, of 'n voorskou van die Here Jesus. Vers 3, 'n ander teken. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot, 4-rooi draak. 7 koppe, 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert, hier kom die val van Satan, het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi, toe daar opstand in die hemel kom en die duiwel van die engele met hom saamgevat het om in opstand met God te wees. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Die duiwel het alles in sy vermoë gedoen, van Herodes af, probeer het om Jesus dood te maak, dat hy nie by die kruis kom. Vers 5, en sy het 'n manlike kind gebaar. Hoor nou, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het deur God gereed gemaak, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Verlos die detail nou, ek sal die detail met jou deel. Ek wil hê jy moet die loop van die storie kry. Gaan aan. Die volgende klompie versies vat nou die oorsprong van hierdie geveg wat op die aarde plaasvind, dat die duiwel van Jesus probeer ontslaa raak, vat hy nou van vers 7 af terug, om te sê, waarom is hier die vyandskap tussen die draak en die seun? Vers 7, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. Jy gaan nou hoor wie's die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie.
die engele van die draak en sy magte. Hulle kon nie oorwin nie en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Onthou nou Jesaja 14 en Jesegiel 28. Hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp. Hier kom sy naam. Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Ons sal oor 2 weke 'n bietjie tyd spandeer as ons by die skepping kom, en ek wil dit net hier noem om jou aptyd so bietjie aan te hits. Gaan lees Genesis 1 vers 7 en 8. Volgende week of oor 2 weke moet jy Genesis 1 en 2 lees. Maar gaan kyk bietjie in Genesis 1 vers 7 en 8 met die skepping of die herskepping dan van dag 2. Dag 2 het God lug of water en water geskei. Water bo en water onder. En uit die water bo, wat nou die wolke is, het hy geskei van die ander, dat die water in die lug apart is van die lug, die suurstof, en hy het dit hemel genoem, en hy het die water op die aarde, so jy sien bymekaar laat kom, en dit see genoem. Dit is die enigste dag in die skepingsverhaal waar God nie die volgende uitspraak maak. En dit was goed nie. Ek gaan jou daar los. Hoekom sê God van dag 2 dat die skepping van die onderskeiding van water en lug en water bo en onder, sê God nie van daai dag dis goed nie. Die rede mag wees dat Satan en sy gevalle engele daai deel van die hemelruim beset het, want hy het uitgewerp. Dis waarom jy in Efesiërs 6 vers 12 lees, ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte, teen wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen bose geeste in die lig. Dis die moontlikheid. Want al die ander dae, sal jy lees, sê God, dit was goed. Ek wil hier klaarmaak, en ek wil jou uitnooi om dan nou volgende week of die week daarna Genesis 1 en Genesis 2 te lees. En baie seker te maak dat jy nie die detail van die verhaal wat jy ken mis nie. Daar is soveel detail wat juis hierdie toenmalige wêreld en die teenswoordige wêreld van mekaar onderskei in die manier hoe God met die skepping gewerk het, hierdie 2 skeppings, as ons dit so kan. So ek wil hier voldoen met die skepping en die verwoesting van die toenmalige aarde, en dan afsluit en vir jou sê, dat as ons die Bybel lees soos wat ons dit lees en dit reg wil verdeel, dan lyk dit asof tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 hierdie gaping was, wat gevul is met die val van Satan. Ek hoop dat dit vir jou tot seën en tot waarde is, en dat jy so sal leer om die woord van die waarheid reg te sny. Kom ons buig ons harte, dan bid ons saam. Here, baie dankie, dat ons vanmôre kan staatmaak op u woord. Here, dit is vandag al hoe moeiliker, want die wêreld aanvaar nie meer die Bybel as die woord van God nie. En net soos wat 'n wetenskapboek 'n opinie is van wat gebeur het, omdat hulle self nie daar was nie,
maar data het wat hulle reken akkuraat is. So Here, kan ons vanmôre niks sê as net om te sê, u woord sê dat u het in die begin geskaap. U het materie gehad, u het uit niks uitgeskep, u het spasie gehad en u het tyd gehad. En u het ons met op hierdie aarde binne in tyd ingebring, sodat ons kan leef. En tyd kan hê om met u reg te maak. En tyd te kan hê om te kan verstaan dat ons Jesus nodig het. Daarom bid ons, Here, dat u vanmôre ons sal attent maak op die feit dat ons sonder u geen waarde het. Geen rede om te bestaan nie. As net om te glo dat u gesê het en gedoen het wat u gedoen het. Dankie vir die Heilige Gees wat vir ons kom vrede gee, alhoewel ons alles nie kan verduidelik en verstaan nie. Maar dat daardie vrede ons saligheid bevestig. Ons aanbid u, ons eer u in Jesus se naam. Amen.